Goeiemôre gemeente. Ons is by die tweede dag van ons nuwe leesplan in Handelinge. Ons gaan vandag uit hoofstuk 3 en hoofstuk 4 uitwerk en dis nogals moeilik. Handelinge is 'n baie interessante boek, so wat se verse mens uitkies en waarop mens fokus is nie die maklikste nie. Maar in kort, Petrus en Johannes genees 'n man en hulle word voor die Joodse raad gebring omdat hulle hierdie genesing gedoen het, en die Joodse raad vra toe vir hulle, maar hoe kan hulle hierdie goed doen en wie gee hulle die reg en onder wie se autoriteit en met wie se krag doen hulle dit? En hulle erken toe natuurlik hulle doen dit in die naam van Jesus en dit is God se krag wat deur hulle werk. En ons lees in vers 12, dis nog deel van hulle getuienis, sê hulle, daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie. So hulle getuig skaamteloos oor Jesus as die Messias en die krag van ons verlossing. Dan vers 13, die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besonderse opleiding. Hulle het hulle ook erken as mense wat saam met Jesus was, maar omdat die man wat gesond gemaak is daar reg by hulle gestaan het, het die raadslede niks gehad om te sê nie. Daarom het hulle Petrus en Johannes uit die raadsaal gestuur en die saak met mekaar bespreek. Het is interessant dat in die eerste konfrontasies wat Jesus met die Fariseërs gehad het, wanneer die krag van God werk, wanneer daar bewyse is van die krag van God wat werk, dan is daar baie skeptisie, maar as hulle die bewyse sien, dan kan hulle niks sê nie. Soos hierdie man het almal geweet was verlam. Hy het gesit by die hek by die poort van die tempel. Die hele stad het verby hom beweeg op 'n stadium. Hierdie mense het geweet, hierdie man is verlam, en ewe skielik staan hy daar, hy kan beweeg, en hulle kan nie stry met die krag van God wat gewerk het in die persoon se liggaam nie. En daarom staan daar, hulle het niks gehad om te sê nie, want die bewys van God se krag is daar reg voor hulle. So hulle stuur toe vir Petrus en Johannes uit, en hulle weet nie wat, hulle wil hê die ouens moet stil bly, hulle wil hê die ouens moet nie oproer veroorsaak nie, want hulle, net soos met Jesus, hulle deur die status quo van godsdienstigheid handhaaf hulle mag oor die bevolking. En hulle vra toe vir mekaar, wat gaan ons met hulle aanvang? Almal in Jerusalem het nou gesien wat gebeur het, wat kan ons sê? En hulle besluit, hulle kan niks sê nie, maar die een ding wat hulle kan doen is om die ouens te verbied om verder in die naam van Jesus te praat, dat hulle nie verder oor Jesus sal praat nie. Hulle het die apostels teruggeroep, Petrus en Johannes teruggeroep, en Petrus en Johannes reageer onmiddellik op hierdie versoek van hulle, en hy sê vir hierdie Joodse raad, dink julle God wil hê dat ons eerder aan julle gehoorsaam moet wees as aan hom? Petrus en Johannes het nie noodwendige doodstraf in die oë gestaar op hierdie stadium nie, maar hulle het definitief kans gehad om erge lyfstraf en tronkstraf te dien as gevolg van die feit dat hulle moeilikheid gehad het met die Joodse raad, en in steede van om weg te kwyn voor hierdie dreigement van die raad dat hulle moet stil bly oor Jesus, sê hulle eerder, luister, dink julle God wil hê ons moet eerder aan julle gehoorsaam wees of eerder aan hom? En hulle maak die onderskeid duidelik, dat hulle glo nie dat die Joodse raad, wat veronderstel was om verteenwoordiging van God te wees, die Joodse raad mee in die belang van God se koninkryk optree nie, en dat hulle eerder direk gehoorsaam aan God sal wees, as aan hierdie manipulerende raad van mans.
Die raad het hulle verder gedreig, maar op die einde moes hulle maar laat gaan. Hulle was tog maar, vir hulle gaan dit alles oor die volk en om mag te hê oor die volk, en as hulle hierdie ouens sou vashou wat wonderwerke gedoen het, dan sou hulle 'n populariteit in die oë van die volk verloor het. Nou ja, ons staan voor hierdie selfde besluit elke dag van ons lewe. Gaan ons doen wat reg is in die oë van God? Of gaan dit vir ons gaan oor ons naam, mense se siening van ons? Gaan ons luister na die wêreld wat sê dis beter om nie uit te praat oor jou geloof nie? Of gaan ons gehoorsaam wees aan God en die wêreld vertel van Jesus en sy verlossingswerk? Dis iets om oor na te dink. Elke oomblik van ons lewe, wat is ons besluit? Gaan ons luister na God? Gaan ons luister na onsself? Gaan ons luister na ander mense se opinies? Wie gaan ons na luister? Wie kies ons? Op daai manier is dit amper asof ons op elke dag onsself bekeer op 100 maniere van dinge wat ons voorheen eerder uit selfsug of uit vrees vir die wêreld sou gedoen het, wat ons nou bring, en ons bekeer onsself en ons bring dit na die Here toe, en ons sê, Here, selfs in hierdie aspek wil ek eerder doen wat reg is in U oë. Kom ons bid. Vader, dit is moeilik vir ons as mense om altyd die implikasies te verstaan van ons gedrag. En soms tree ons onverskillig op, Here, en dit bring skade aan U koninkryk. Help ons om nie selfsugtig op te tree, Here. Help ons om soos Petrus en Johannes op te staan, Here, en met selfvertroue die woord te verkondig. En met selfvertroue te sê dat ons eerder gehoorsaam aan U sal wees as enigiets anders, Here. Here, met dit wil ek ook vra, bring ons by 'n plek waar ons weer as kanale van U krag sal funksioneer, Here. Het is jammer dat die kerk vandag, Here, so baie keer die woord, die evangelie verkondig, maar die kragdade wat daarmee moet saamgaan is nie daar nie, Here. Vergewe ons, help ons, Here, om te smag daarna, om te soek daarna, nie vir die onthalwe om wonderwerke te doen nie, maar vir die onthalwe van U koninkryk wat moet uitbrei, Here. Versterk ons, lei ons, dat U wil geskied in ons lewens, Here, soos in die hemel, hier ook op die aarde. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Tot volgende keer. Maranatha.